Wie van julle onthou Kersfees en jou verjaarsdag toe jy klein was, as net die beste ding ooit? Soos jy kon nie wag nie, jy het al vir mense gesê jy verjaar en dan sit eers soos volgende jaar. Nee, dis, my dogtertjie is nou daar, sy het nou net verjaar en dan nooi sy al mense na 'n volgende partytjie toe. Dis hierdie excitement en dit is net lekker en jy sien uit vir hierdie dag, want iets cool gebeur op hierdie dag, jy kry persente. Nee? Dus onthou, as jy nie daai voorreg gehad het as 'n kind om persente te kry nie, jy het ten minste vandag 'n pakkie sout gekry. Baie geluk. Nou, Kersfees en verjaarsdag is iets waarna ons so uitgesien het, want dit is 'n special tyd, jy kry nuwe staf. Daar's goed wat excitement veroorsaak. Kersfees is daar, jy weet, 'n persent onder die boom en jy moet raai wat dit is. Dis hierdie lekker goed. En op 'n manier het jy ouer geword en nou koop jou kinders vir jou met jou eie geldkouse. Maar hopelik, soos wat jy ouer geword het, het jy besef dat daar 'n ander waarheid ook is. 'n Ander waarheid het ook ingetree. En soos die Bybel dit stel in Handelinge 20 vers 35 in die Nuwe Lewende Vertaling, sê hy, onthou die woorde van die Here Jesus, dit is meer geseënd om te gee as om te ontvang. Nou, dis nie dat ontvang en kry nou ewe skielik sleg is nie, ons almal weet, dit is ook lekker, maar as ouers weet jy, daar is iets net lekkerder daaraan om vir jou kinders 'n geskenk te koop. En dan te sien hoe hulle met hom speel of het oopmaak, selfs al speel hulle partykeer vir die eerste paar jaar meer met die boks as met die geskenk. Dit gebeur ook, maar dis hierdie opgewondenheid, dis waar ons net besef dat dis lekkerder, daai excitement van ek het vir my kind iets gekry, ons wil kan bless, ons wil kan gee, dis net lekkerder, en so kom jy agter dat jou definisie het so bietjie verander. En soos wat ons groei in ons verhouding met die Here, is daar baie definisies wat die Here kom verander in ons lewens. En ek wil graag vandag oor een van hierdie definisies gesels. En dit is, wat is dit om geseënd te wees? Nou, om geseënd te wees soos toe jy klein was om net nuwe staf te kry. Jy verjaar amper, jy's geseënd. Maar soos wat jy ouer word, het dinge mos bietjie verander. En soos as jy met die ek wil nou sê die ou mense, gesels nie, dan gaan hulle, as jy vir hulle vra, hoe weet jy jy's geseën, dan sal hulle sê, want ek is gesond. En dit is nie meer, ek het nuwe staf gekry nie, daar's iets anders, daar's 'n ander definisie wat begin intree het, of mense sal sê, dit gaan goed met my kinders, so dit gaan goed met my. Daar's 'n ander definisie wat intree, maar wat sê God, is dit om geseënd te wees? En in Matteus lees ons die bergpredikasie, hoofstuk 5, en dit is so mooi, want hy begin en hy gee vir ons definisies van wat beteken dit om geseënd te wees, en Jesus preek self, en ons begin in Matteus 5, vers 3, in die ou vertaling, die nuwe vertaling, dis die 83 vertaling, sê hom so mooi, hy sê, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Nou ons almal weet, ons het die Here nodig, ons almal weet, ons kan nie sonder hom nie, en dit is vir my so amazing, hoe ander mense en besighede begin agterkom, dat dit die waarheid is, en my ma stuur gister vir my hierdie volgende foto, van 'n besigheid wat op hulle promotion, dis wat hulle adverteer, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Dis net jammer as jy bietjie uitzoom, kom jy agter dit is Liquor King. So dis nie die waarheid nie, maar dis net so bietjie mixed signals wat ons daar sou kry. Maar die Here kom verder terug in vers 4, sê die volgende, hy sê, geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Dis, niemand van ons hou daarvan om te treur nie. Ons wil nie deur die goed gaan wat maak dat ons treur nie, maar wanneer ons treur, is die Here naby. Die Heilige Gees is die trooster. Geseënd is die sagmoediges, vers 5, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. En sagmoedig is 'n snaakse woord wat ons nie meer gebruik vandag nie, maar dit beteken nie so sag, swak nie. Dit beteken eintlik mense wie se krag onder beheer is. Dis die Engels praat van the mild, the patient, the long suffering. Dit praat van 'n karakter.
dat ons gelei word deur die Heilige Gees. Vers 6 sê, geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Vers 7 sê, geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid gewys word, wat jy saai, sal jy maai. Maar dis hierdie compassion, dis hierdie kindness in action, hierdie vrug van die Gees wat evident is in mense se lewens. En dan sê hy, vers 8 sê, geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. As jy die Here soek, sal jy hom kry. Vers 9 sê, geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. En dan hier begin hy so effens net transition. En dis asof ons al hoe minder saam met Jesus wil stem. En hoor my net uit. Vers 10 sê, geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is. Want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Niemand van ons wil vervolg word nie. Maar Jesus sê ons is geseënd as ons vervolg word. Vers 11 sê, geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Dis nie great nie. Vers 12 gooi hy dit amper net so 'n bietjie verder en hy sê, wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Nou, dis die goed wat ons gewoonlik voor bid en voor dankie sê dat dit nie so met ons gaan nie. Amen. Here, dankie dat die mense by die werk so van my hou, dat U vir my guns gee by die mense. Ons sê eintlik dankie dat ons nie vervolg word nie. Ons sê eintlik dankie dat mense nie sleg praat van ons oor dat ons die regte ding gedoen het nie. Dis bietjie teenstrydig. En niemand van ons wil gespot word en ons wil beledig word nie. Dis net nie hoe ons funksioneer nie. Maar God se definisie lyk so bietjie anders. Ons is geseënd wanneer dit dalk nie so goed gaan nie. Oor dat ons opgestaan het vir wat reg is. Ons is dalk meer geseënd wanneer ons begin opstaan vir iets en leef vir iets wat groter is as onsself. Wanneer ons ter wille van hom, nie ter wille van jouself nie, ter wille van hom beledig word. Bietjie vervolging beleef. Want ons reward is Jesus. Maar wat is regte vervolging? En ek dink ons leef nie op die oomblik in 'n land wat vervolging beleef, soos jy gaan nie nou vir iemand bid en iemand anders sien jou en jy word doodgemaak of in die tronk gegooi. Ons leef nie in 'n vervolgde land soos dit nie, maar tog dink ons beleef dit partykeer. Vorms van vervolging. Maar vervolging is nie wanneer jy vir die tannie by Spar sê, God bless you, en sy kyk vir jou van nie uit nie. Dis nie vervolging nie. Vervolging is nie wanneer jy vir iemand vra of jy vir hulle kan bid met 'n goeie hart, want jy sien hulle gaan deur 'n moeilike tyd en hulle sê vir jou, nee, het dit al met jou gebeur? As dit nie met jou gebeur het, dis baie awkward. Maar dis nie vervolging nie. Dis nie vervolging wanneer Raymond's Pizza jou order verkeerd het nie. Dis net swak diens. Okay? Maar miskien in ons konteks lyk vervolging 'n bietjie anders. Dit lyk miskien so klein bietjie meer soos kliënte wat jy verloor omdat jy nie bereid is om jou waardes en jou reëls te buig vir hulle nie, te breek nie. Miskien is dit vriende wat jou afskryf omdat jy nie meer doen wat jy altyd gedoen het. In jou busy dae, jy party nie meer saam met hulle soos wat jy het nie en nou wil hulle nie meer iets met jou te doen hê nie. Miskien is dit 'n promotion by die werk wat jy nie kry nie. En miskien is dit omdat die company bang is dat jy gaan hulle korrupsie raak sien in hulle report. Of jy gaan dalk net aanhou die regte ding doen. Miskien is dit wanneer jy nie span maak nie, want hulle weet jy gaan nie saam met hulle cheat nie. Miskien beleef jy tot 'n mate een of ander vorm van vervolging. Een of ander iets waar om te staan vir die regte ding jou bietjie 'n prys kos. Psalm 1 vers 1 in die ou vertaling sê die volgende, hy sê, welgeluksalig is die man wat nie sit in die kring van die spotters nie. Welgeluksalig. En in Lukas 11 vers 28 skree iemand in die crowd uit, terwyl Jesus daar aan die gang is, en hy skree uit dat Maria, Jesus se ma, moet so geseënd wees, oor dat
sy vir Jesus as 'n baba gehad het, as 'n kind het. Maar hoor, hoekom verander Jesus die definisie in hierdie oomblik? En die Nuwe Lewende Vertaling sê, hy het geantwoord, maar nog meer geseënd is almal wat die woord van God hoor en dit uitleef. Dis God se definisie. Nog meer geseënd is ek en jy wat die woord van God hoor en dit uitleef. Maar hoekom? Want ons leef nie vir ons eie eer nie. Ons leef vir iets groter. Ons leef vir hom, vir sy eer. Mag al die eer aan hom kom van ons lewens. Dis SDG, aan Soli Deo Gloria, aan God alleen. Al die eer, dis waarvoor ons leef. Dit help nie ons streef vir al die eer vir onsself en ons kry al die goed en ons mis die Here se well done in ons lewens nie. Net soos wat Matteus 16 vers 26 in die boodskapvertaling sê, die volgende, wat help dit as jy die hele wêreld aan jou voete het? Jy het alles gemaak wat jy wou gemaak het. Maar jy kry nie 'n plek in God se nuwe wêreld nie. Kan enige iets op aarde ooit daarteen opweeg? Dit kan nie. Ons leef vir meer en mag ons definisies so klein bietjie meer begin verander, want ons leef nie net vir onsself nie. Mag ons definisies hoe ons leef, mag ons getransform word om meer soos Christus te wees. En net nadat hy in Matteus al hierdie definisies vir ons gee van wat dit beteken om geseënd te wees, dan gee hy vir ons die volgende vers, Matteus 5 vers 13 in die Message vertaling sê dit so mooi, hy sê, let me tell you why you are here. As jy gewonder het hoekom jy hier is, let me tell you why you are here. You are here to be the salt seasoning that brings out the God flavors of this earth. If you lose your saltiness, how will people taste godliness? Jy is hier met 'n doel. Jy is hier met 'n purpose. Die Here het jou as sprus gesit waar jy is om sy flavor vir die wêreld te gee. Nie jou eie flavor nie, nie dit wat jy like nie, om God se flavor vir mense te wys, sodat hulle kan sien dat God is goed, sodat hulle God kan beleef. Wie van julle het al ooit pap gemaak en vergeet om sout in te sit? Amen. Of jy het 'n eiertjie gemaak en die sout vergeet. En daai eerste hap, die Here help jou. Dis verskriklik. Dis soos nagmerries. Dis nie lekker nie. En miskien kyk jy na hierdie spice rack en sê, hier's baie flavors. Maar jy is dalk soos old school en jy sê, nee, net trust the old faithful. Dis, amen. Halleluja. Prys die Here vir Marina braai spice. Original. Miskien is jy meer die ou wat sê, sonder Worcestershire sous kan jy nie leef nie. Of dalk is jy een van daai ouens wat sê, 'n ou peri-perietjie. Sonder 'n peri-perietjie proe die pasta net nie soos pasta nie. Of miskien is jy daai ou wat sê, as jy naby my kom, met daai peri-peri, dan gooi ek die kos in die asbak. Net soos wat ons verskillende smake het en flavors het, is ons almal ook verskillend, maar ons het almal een doel, is om die sout uit te leef, sodat mense kan sien hoe goed is ons God. Amen. So maak die saak of jy salt by gooi en of jy hope woestersout gooi nie. Die punt is, leef jy die sout uit? Are you bringing out the God flavors of this earth? En ek dink partykeer is dit net makliker om sout te wees waar daar klaar baie sout is. Dis lekker om hier by die kerk baie sout te wees, die mense vriendelik te groet, te praat oor die Here en hoe lekker dit is en hoe goed die Here vir ons is en ons, dis maklik om die regte ding te doen hier by die kerk, want almal anders wil ook die regte ding doen, so jy's gecover. Maar dis daar buite, dis by jou werk, dis by die skool, dis by die universiteit, dis by Spar, dis by daai plekke waar sout nodig is. Dis by daai plekke waar die Here jou klaar gesit het wat hy jou wil gebruik. Dis daar waar jy is,
wat die Here jou wil gebruik. Dis hoekom jy daar is. Jy's daar om die sout te wees. En as jy moan en tekeer gaan oor die werk wat die Here vir jou gegee het en dit is nie meer vir jou lekker nie, begin om die sout te sprinkel en jy gaan agterkom daar's 'n verskil daar waar jy is, want die Here wil jou gebruik. Amen. Wys liefde, wys genade, hê vrede met mense, wys bietjie geduld, al hierdie mooi dinge. Want die Here sit mense op jou pad wat sout nodig het. En ek wil vir jou 'n video wys vanoggend, 'n kort video, en dit is vir my net so 'n mooi voorbeeld van 'n vrou wat praat van iemand wat sout was in haar lewe. Kyk gou-gou saam met my hierdie videoetjie. I don't think y'all realize how much I love my boss. I sent him a text and said, hey, I don't have a dad, so you're gonna have to tell me what the difference between these two benches are, because I don't know what it means. I came to the gym, and he showed me what they meant and walked me around the gym. Is that what having a dad is like? He didn't seem mad at me for asking or bothered for coming up here. He's just such a beautiful soul. I love my boss. I'll never forget that. Hierdie ou het in daai oomblik so raak gevat. En hy was net die God flavors. En elkeen van ons het respek vir daai baas gekry in hierdie video. Hierdie ou het vir altyd hierdie girl se definisie van wat dit is om 'n goeie pa te wees, wat dit is om 'n goeie man te wees, kom verander. Hierdie ou dink ek word die standaard waarteen sy haar man eendag gaan meet. Want hy was bereid om op te daag. Hy was bereid om net bietjie sout te wees daar waar dit nodig is. Miskien het hierdie girl vir die eerste keer in haar lewe aanvaarding gekry by 'n pa-figuur en net besef dat as iemand so nice met my kan wees, is dit nie hoe Jesus ook met ons is nie. En alles net omdat hy die tyd gevat het om hierdie girl te value soos wat God haar value. Hierdie ou was net sout en het hom amper niks gekos nie. Hy het gery tot by die gym waar sy employee vir hom 'n boodskap gestuur het en gesê het, ek weet nie wat die verskil tussen hierdie twee benches nie. Hy kon vir haar 'n YouTube video gestuur het, maar hy het nie. Hy het opgedaag val en hy was die sout wat sy nodig gehad het en die vrug van daai een aksie kan lewens verander. En miskien is ons geseënd wanneer ons net die God flavors uitleef. Wanneer ons die tyd vat om die bietjie sout wat ons het te gaan strooi. Want as ek en jy nie die salt is nie, as ons nie die God flavors gaan uitleef nie, how will people taste godliness? En ons groei elke dag sodat ons Jesus beter kan verteenwoordig. Elke dag in ons lewens gaan ons tot die beste van ons vermoë om 'n akkurate representation van Jesus te wees vir ander mense, om sout te gooi waar ons sout moet gooi. En mag ons in hierdie proses wat ons dit doen, agterkom hoe ons definisies verander. Agterkom hoe dit nie meer ons eie flavor is nie. Hoe dit nie meer is, ek hou die meeste van hierdie, so jy moet hierdie kry nie, maar miskien wil die Here hê jy moet daai flavor hê. Kom ek gee vir jou daai flavor. Dis die God flavors. How will people taste godliness? Kry gou jou pakkie sout uit. Niemand van ons is perfek nie. Niemand van ons kry dit altyd net 100% reg om sout te wees oor ons nie. Ons struggle, ons mis dit partykeer. En partykeer kyk ons terug en ons voel sleg oor die kere wat ons nie sout was nie. En miskien voel jy, soos daai vers sê, dat maybe you've lost your saltiness. Miskien voel jy net, jy's nie meer so sout soos wat jy gehoop het, soos wat jy gedink het nie. Maar hoor vandag, soos wat jy hierdie sout vashou, hoe die Here vir jou sê, ek wil jou gebruik. Jy is die sout wat mense nodig het. Ek gaan jou nog gebruik. You did not lose your saltiness.
Jou verlede maak nie dat ek jou nie meer kan gebruik nie. Niks kan jou diskwalifiseer vir die Here nie. Die Here slaan 'n reguit ou met 'n krom stok. Waar jy is, in die situasies wat jy klaar saam met mense in aanraking kom, wil jy nie jouself die vraag vra, hoe kan ek die God flavors uitbring nie? Miskien is dit in daai seemingly insignificant oomblikke, soos opdaag by 'n gym. Miskien is dit net daar waar jy elke dag is, waar die Here wil hê jy moet 'n verskil maak. Waar jy is, jy's nie net per ongeluk daar nie. Want jy leef nie net vir jouself nie. En hierdie sout is vandag vir jou 'n reminder. Remind jouself dat jy leef vir meer as net jou eie flavours. Jy is daar om 'n verskil te maak. Jy is geseënd wanneer jy die sout wat die Here vir jou gegee het, gaan uitstrooi vir ander. Wanneer jy die God flavors uitbring in hierdie wêreld. Selfs al kos dit jou iets. Selfs al kos dit jou 'n bietjie vervolging, al kos dit jou iets. Ons beloning is nie hier op aarde nie. Ons beloning is van die Here. Jy het 'n doel. Wees sout daar waar jy is. God wil jou gebruik.